Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir 'n nuwe dag. Here, dankie dat ons U kan loof en aanbid. Here, dankie dat ons kan weet dat U vir elkeen van ons daar is. Here, maak nie saak of ons bly is, of ons deur moeilike dinge gaan nie, of Here, waar ons hartseer is. Here, ons weet dat U vir elkeen van ons so lief is. Here, my gebed is, Heilige Gees, laat U met elkeen van ons sal wees vir oggend. Here, laat U deur die woord met elkeen van ons sal praat. Here, laat ons sal begin erns maak met U. Lord, that we will know that, Lord, we don't know when our time will be. And Lord, that we will stop postponing. And that we will come today and that we will say today is the day, Lord, that we are going to change our lives. Be with each and every one of us. Bless my lips. This is my prayer. In the wonderful name of Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom by vandag se diens. Ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp ook intimiteit. En ons doel hier op aarde is dat ons sal groei in die kennis van God. Jy sien, en dit is hoekom ek gebid het dat ons erns sal begin maak met die Here. Jy sien, want ek en jy weet nie wanneer ons streepie na getrek is nie. Ons weet dit nie. As jy gaan kyk na statistiek, die begin van die jaar, ek praat onder korreksie, maar ek het nou die dag het ek 'n berig gesien dat redelik van ons wat hierso is, ry motorfiets. Ons is bikers. Wat ek gesien het dat hulle praat van 40 motorfietsongelukke al reeds waar mense hulle lewe verloor het. Ek dink in die Kaap het hulle gepraat van 10 mense in een week. Jy sien, ons sit in 'n nuwe jaar. Ons is nou al in die 3de week van Januarie, maar daar is al soveel hartseer. Julle sien nou die belangrikheid is, as ek en jy nie God ken nie, kan ek en jy nie God aanbid, soos ons veronderstel is om te wees nie. En hoe begin ek God te ken? Deur in 'n lewende verhouding met God te kom. En ons kan slegs die Here dien en toegewyd wees aan God, gebaseer op my en jou kennis van God. Julle sien, party van ons sukkel om in 'n intieme verhouding met die Here te kom, omdat ek en jy nie regtig weet wie God is nie. En ons sukkel partykeer om te connect met die Here, omdat ons 'n beperkte begrip het vir God. Jy sien, baie van ons dink dat die Here net ons spaarwiel is. Kom ek wees eerlik. Die Here is net ons spaarwiel, dat wanneer ek 'n papwiel kry, wanneer dinge swaar gaan, dan is die Here daar. And it's not supposed to be like that. Jy sien, en ek en jy het ook 'n beperkte begrip wie God regtig is, sy liefde vir ons en God se karakter. En ek het 4 punte genoem, hoe ons 'n beter verhouding met God kan groei. En die eerste een was die woord van God. En ek het gesê dat hierdie die belangrikste manier is om te begin om God te leer ken. Omdat God se woord 'n liefdesbrief vir my en jou is. My boetie en my sussie, daar is soveel, man, so much knowledge, so much love opgeteken in hierdie boek. Die woord is die waarheid, en daar is geen leuns daarin nie. Geen leuns. Jy sien, is maklik vir my en jou om te sê, Keith Volla, julle sal my vergewe. Sien jou môre Brett. Spyker, vergewe my ook, jy was ook daar. Sien jou môre Brett. And if 6 people 3 pitch up. En hoor my hart, ek bedoel dit nie lelik nie.
Ek bedoel dit nie lelik nie, dis net 'n ding wat ons doen. Sien jou môre. Dan daag jy nie op nie. Is dit 'n leuen of is dit die waarheid? Jy sien in hierdie boek is daar geen leuns nie, my boet en my sussie. Ja, things can happen. Enigiets kan voorval. En hoor my asseblief, Spyker, Keith, Volla, ek bedoel niks, dis net 'n voorbeeld. Hoeveel keer kyk mense jou in die gesig en sê, sien jou môre, ek bel jou môre. Ek het vir Rikus ook gesê, en ek doen dieselfde, ek het vir Rikus gesê, ek sou hierdie week wat verby is, batterye gekoop het vir die mics. Volgende dag ek op, ek sê, sorry Rikus, ek het dit nie gedoen nie. Jy sien, dis nie net julle nie, dis ek ook. Maar hierdie boek is die volle waarheid. En die woord sal my en jou ook vrymaak. En die woord openbaar ook God se karakter, God se intensies vir my en jou, en God se hart vir my en jou. Jy sien, God se woord sê, dat hy net voorspoed en vreugde vir ons wil hê. But we do things different. Nou ek en jy moet tyd in God se woord spandeer. Die tweede een, die Heilige Gees openbaar Jesus aan ons. En hier het ek genoem dat die Heilige Gees kom en hy openbaar die skrif wat ons lees op 'n nuwe manier. Jy sien, as ek en jy ernstig in die woord is, praat die Heilige Gees met ons en sê, this is what I mean in my word. En die Heilige Gees kan slegs met ons praat as ons tyd in God se woord spandeer. En die derde een was gewees, ons ken God deur die natuur. En ek het ook genoem dat wetenskaplikes bepaal het dat as jy 20 minute per dag in God se natuur spandeer, die kanse vir depressie eintlik nul is. Vir julle wat gister gery het, julle het 'n spoed gery wat jy kon rondkyk en gesien het hoe mooi is die natuur. Spyker, Keith, Volla. Jy weet, 'n week terug toe ons kerk toe kom, die sonneblomme hier so voor Odendaelsrus, was die sonneblomme daar, vanoggend 'n week terug, toe was daar nie 'n blom op nie, vanoggend staan hy lande goudgeel, en ek dink dit was gister ook gewees toe julle gery het, goudgeel, 'n week. Man, God is good. God is good. Jy sien, wanneer dinge taaf raak, stap net 'n draai in God se natuur. En ons sal vind dat die probleme wat ek en jy het, eintlik so klein is. God can handle those problems. God can handle it. We just need to bring it to him. En dan die laaste punt, die vierde een, ons ken God deur ons eie ervarings. En hier het ek genoem, en ek het gepraat van 3 mense in ons gemeente wat deur ongelukke was. En die Here het sy hand van beskerming oor daardie persone gehou. Jy sien, vir ons wat nie deur 'n life-threatening ordeal is nie, hoor ons van die getuienisse. Ons sien getuienisse op videoklips. Stuart, Christine, julle is hierso, Ansie, julle is hierso. Henny is nou nie hier vandag nie, maar ek wil julle net 'n vraag vra. Daardeur wat julle deurgegaan het, en ek glo daar is baie ander wat deur 'n ernstige ding gegaan het waar die Here jou deurgedra het. Het julle nie nader aan die Here gekom nie? Jy sien, dit is maklik om te lees van sekere dinge. Ons verstaan dit, ons beweeg nader aan die Here, maar in daai omstandigheid, as jy daar uitkom, your relation, jy sê net, ek wat vanoggend gesê het toe die Here my wakker maak en ek het nie my wekker gestel nie. Thank you God. Jy begin nader aan die Here kom. Weet, iemand sal omdraai en sê, nee Brett, daai binneoorlosie van jou is gestel, omdat jy 4 uur van maandag tot Vrydag toe opstaan, sal jy Sondag in elk geval wakker word. No, I don't believe that. I believe God woke me up this morning. I believe that. Jy sien, en partykeer hoef ek en jy nie deur 'n traumatiese ervaring te gaan om nader aan God te beweeg nie. Ja, ons kan maar huis toe gaan, ek is klaar.
Nee, vandag wil ek deel oor die onderwerp 'n lewe van celebration. Jy sien in die lewe waarin ek en jy, in die wêreld waar ek en jy leef, is daar soveel negativiteit. Is dit nie waar nie? Ons het vanoggend hier gestaan, gesels. Ek het dit self ervaar, Vrydag aand, 9uur toe is ons krag af, tjoep. En ek dog dis die hele dorp, 4uur Saterdagoggend toe Yvonne rondloop, toe sien sy, ons bure almal het krag, behalwe die Englands. 5uur toe bel ek die call center. 8uur toe bel ek 'n connection, kan ek daai woord gebruik? 'n baie goeie vriend wat in daardie omstandighede my miskien kan uithelp, 'n connection. Brett, ek sal sien wat ek kan doen. 9uur toe is Yvonne nog alright, want sy moes 10uur gaan werk het. 11uur toe sy by die huis kom, she was fuming. Gee my daardie nommer, laat ek daardie ou bel. Toe sê ek, nee, ek gaan nie daai nommer gee nie, want jy gaan net moeilikheid maak. Hy het al reeds probeer. Dit is daai omstandighede. Wat kan ons meer doen? En ons het 'n liedjie gesing. In those circumstances, praise the Lord. And Keith, thank you for phoning me at that time. Want toe kon ek sê, ek gaan gou ry. Ek gaan Keith hulle gou groet en 'n koeldrankie saam met hulle geniet. En ek vat sommer my rolbalsak saam, want ek gaan rolbal speel. Daar is nie krag by die huis nie. En so 'n uur en 'n half daarna toe WhatsApp sy, nee, daar is krag. Maar jy sien daar soveel negativiteit. En ons werk onsself so op. En ek dink Yvonne se lewe is met 'n uur verminder gister met die kwaadheid en ja. Jy sien, en dan praat ek nie eers van die TV nie, ek praat nie eers van die radio nie. Want as jy daai aansit, dan is dit net moord en doodslag. So, waarvan maak ek en jy onsself vol? Om eerlik te wees met julle, en dis nie hier so nie, Bybel sê ek hierdie week een keer die TV aangesit. Die TV aangesit. Ek het hierdie week nie eens my TV aangesit nie. Ek het nie eens nuus gelees nie. En ek het hier geskryf, dit is definitief nie hoekom ons vandag hier is nie, want ons gaan mekaar, as ons hier uitstap, then we all gonna be down. Het hier gesê, ons is hier om seker te maak dat elkeen van ons raak gesien word. Ons is hier om te hoor dat elkeen van ons gewaardeerd is. Ons is hier om te hoor dat elkeen van ons geliefd is. En soos julle weet, vier elke een van ons 'n verjaarsdag elke jaar, is dit nie waar nie? Myne was in hierdie week wat verby is. Jy sien maar baie keer hoe ouer ons word, wil ons mos nie meer 'n verjaarsdag vier nie. Want ons wil nie hoor hoe daai telling al hoe hoër en al hoe hoër en al hoe hoër word nie. Jy sien, vir baie van ons hou ons van verjaarsdag vier, omdat ons mos geskenke kry. I love birthdays. I love birthdays. En dankie vir elkeen van my, vir julle wat my gebel het, ge-WhatsApp het, boodskappe gestuur het. Baie dankie. Julle het my dag extra special gemaak. Ek het soos 'n celebrity gevoel. Ek het koffie in die bed saam met my vrou gedrink en toe sy daai eerste mond drink en ek daai eerste slukkie vang, toe sê sy, "O, is jou birthday vandag." Toe kry ek 'n lekker soen van my vrou af. That was my best birthday present. Om wakker te word langs my vrou en ek het 'n soen gekry. Man, that meant everything to me. Sien, baie keer kry ons 'n koek. Ek het een hiervan Sue gekry, baie dankie, en ek het nog een gekry daar by die huis. Nou is lekker eetgoed so nou en dan. Kan ek met julle deel, weer eens myself, Yvonne sê vir my, wat 'n special dinge kan ek vir jou maak vir jou verjaarsdag? Sê vir my, anything I will make it. Weet julle waarvoor het hierdie Engelsman gevra? Bybs, kan ek 'n boereworsrol kry vanaand? Jy sien, by my gaan dit nie oor ander dinge nie, by my gaan dit dat ek tyd saam met my familie kan spandeer. En 'n boereworsrol is dieselfde ding gewees.
Jy sien, en dan partykeer sing nie mense nog vir jou happy birthday, en jy weet nie hoe hanteer jy sit mos 'n smile op. Herman, dankie, want dit laat jou partykeer mos 'n bietjie ongemaklik voel. Maar weer eens, elke verjaarsdag geskenk, elke oproep, dit laat jou mos gewaardeerd voel. Dit laat jou mos voel dat iemand vir jou omgee, is dit nie waar nie? Kom ons wees eerlik. Dis mos waar, al is daar net een persoon wat bel en sê, happy birthday. Daardie persoon gee om. Jy sien, met my verjaarsdag hierdie jaar, het ek net 'n ding of twee besef. En ek het besef dat ons vier een keer 'n jaar, vier ons verjaarsdag. Waar? En dan is dit hierdie party big thing, vir my is dit, man, dit is nie so. Maar kan ek julle vra, is ons nie veronderstel om elke dag 'n verjaarsdag te vier nie? Ja, my geboortedatum is 13 January. Ek is gebore 13de Januarie 1969. I'm a summer of 69 baby, soos wat Bryan Adams dit sing. Maar is ons nie veronderstel om elke dag 'n verjaarsdag te vier nie? Jy sien, vir elkeen van julle, happy birthday today, because God has given you a new day. God has given each and every one of us a new day that we couldn't have bargained for. Julle sien, 'n vraag wat ek wil vra vanoggend is, hoekom moet ons wag vir 'n datum een keer 'n jaar, of op 'n spesiale dag om events om iemand te celebrate? Wat as ons kom en ons verbreek daardie reëls, en ons celebrate mense wanneer ons hulle wil celebrate? Jy sien, wat as ons liefde aan mense bewys sonder die reëls wat vir ons gemaak is? Of wat vir ons gesê word vir wie ons moet lief wees? Jy weet, daar is partykeer reëls wat sê, hey, you're not supposed to love that person. Het jy gesien, daai man het 'n klomp tattoos op. Bly eerder weg van hom, hy's gevaarlik. Herman, ek wys net na jou kant toe, ek bly weg van daai man af, hy's gevaarlik. Nog 'n vraag, wat as ons vir iemand 'n koek op 'n maandag vat, of 'n dinsdag, of 'n woensdag, of 'n donderdag? Sal dit nie lekker wees nie? Wat as ons 'n geskenk vir iemand gee, net omdat hulle daar is? Net 'n phone call. Hi Derek, hoe gaan dit? Seën vir vandag. Mag jy 'n lekker dag hê. Dankie. As ek en jy elke dag iemand laat anders te voel. As ek en jy vir iemand kan kontak en sê, ek waardeer jou, dankie dat jy in my lewe is. Jy sien, Jesus het dit gedoen. Jesus het dit gedoen. Oral waar Jesus gegaan het, het hy 'n effort gemaak om toe te sien dat mense raak gesien word. En dat hulle weet dat hulle waardevol is. Jy sien, Jesus het baie keer met die mense gemeng wat die wêreld gesê het, hy mag nie, dis nie goeie mense nie, jy moenie met hulle meng nie. Jesus het met hulle gemeng. Jesus het gemeng met die outcasts van die samelewing. En net soos daar hierdie waarheid in die Bybel, waar Jesus spesifiek met 'n ongewenste persoon wou gaan eet het. Jesus het die gas geword van hierdie persoon, wie die wêreld niks van wou weet nie. En so, deur om te eet saam met hierdie persoon in sy huis, verander Jesus hierdie persoon se naam. En die stel ek het gesê, daar's net een vers, maar die ander verse gaan ek self persoonlik lees uit die Bybel uit vandag, so jy won, daar's net een versie. Ek wil graag aan julle voorhou Lukas 19 van vers 1 tot 10, en ek wil dit lees uit die 83 vertaling. En die opskrif is Jesus en Saggeus. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was.
Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met die blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. 3 punte wat ek gou wil deel oor Saggeus. Die eerste een, Saggeus was maar 'n eensame mens gewees. Hy was skatryk. Die woord sê vir ons, hy was skatryk gewees. Maar hy was nie gelukkig nie. En hy het 'n beroep gehad wat die Jode nie van gehou het nie. En die woord het ook gesê dat hy 'n hooftollenaar is. En hy het te hore gekom van Jesus wie met hierdie verstote mense 'n geselsie aangeknoop het. En hy wou met Jesus gepraat het, hy wou hom gesien het. En hy het gewonder of Jesus met hom 'n woordjie sou wissel. Verstoot en uitgewerp en gehaat deur almal, wou Saggeus net die liefde van God ervaar. Want jy sien, dis wat hy gehoor het. Dis wat hy gehoor het. Die tweede gedeelte, sy beroep as hooftollenaar het gesorg dat hy baie geld gehad het. Hy was skatryk. Hierdie persone was nie geliefd gewees nie, omdat hulle geld vir die Romeine ingevorder het, van sy eie mense, van die Jode. En dan nog daarby, was hy die hooftollenaar. So daar was 'n ander klompie tollenaars wat onder hom gewerk het, soos ons het vandag sou sê, dat hy die baas was, he was the main peanut. So hy het nog sy extra kat gekry uit die ander tollenaars. En hy het nog steeds geld op sy eie ingevorder. So hy het 'n klomp geld gemaak. En hy het ryk geword van sy eie mense af. Die derde een, Saggeus was vasberade om Jesus te sien. Hy het deur die skare probeer druk, maar hy kon nie Jesus sien nie, omdat hy nog daarby kort was. En hier het ek 'n punt gehighlight wat ek wil hê dat julle vandag as julle loop, en dis die enigste punt dat julle dit sal onthou. 'n Belangrike punt wat ek aan julle wil voorhou is, voor ons Jesus sien, het Jesus my en jou al reeds gesien. Kan ek dit weer sê? Voordat ek en jy Jesus sien of Jesus ervaar, het Jesus my en jou al reeds gesien. Jesus ken my en jou persoonlik, hy ken my naam, hy ken jou naam. Sien, wanneer ons kyk in Lukas 19 vers 10 in die boodskap Bybel, en dis die versie wat ek opgesit het, sê die woord vir ons, jy ook, ek die seun van die mens het gekom om mense te soek wat op die verkeerde pad leef. Ek maak hulle lewens splinternuut. Julle sien, 'n persoon is verlore, of op 'n verkeerde pad, as ek en jy wegbeweeg van die Here af. Nie 'n verkeerde pad dat jy met die verkeerde mense meng, of ja, daai is wrong stuff. As jy met die verkeerde dinge doen, you're gonna end up in jail. Jy gaan moet pa staan daarvoor. Maar van die pad af te wees, het jy jou verhouding met die Here een kant toe geskuif. Ons kan hier dink aan die verlore seun. Die verlore seun wat na sy pa toe gekom het en gesê het, pa, ek soek my erfporsie. En hy het dit gaan uitjol. Hy het dit gaan uitleef, en toe besef hy, maar ek het die verkeerde ding gedoen. Wat doen hy? Hy kom terug. En pa aanvaar hom met oop arms. Julle sien, Jesus het aan Saggeus bewys dat hy belangrik was. My boet en my sissa, kom ek en jy gaan en ons sit ons self in hierdie gedeelte. Jesus het verbygestap, hy het opgekyk in die boom en gesê, Saggeus, klim daar uit.
het die mense om Saggeus gesê, nee, Saggeus wat daar in die boom sit, kyk, hy's 'n Bobbejaan, sien jy, sy naam is Saggeus. Ek glo nie die mense het aandag gegee, want hulle het nie van Saggeus gehou nie. Jy sien, Jesus ken hom per naam. My boetie en my sissa, ek wil vandag vir jou sê, Jesus ken jou per naam. My naam is nie net Brett nie, I'm Kenneth Brett England, and Jesus knows me as Kenneth Brett England. En Here ken jou soos per naam. En kan ek vandag vir jou sê, jy is net so belangrik vir God. Net so belangrik. Jy sien, wanneer Jesus se liefde ons aanraak, kan ek en jy nie dieselfde bly nie. Ons kan nie. Ons kan nie. Julle sien, Saggeus wie gehaat was, het Jesus nie verhoed om op te kyk in die boom en vir Saggeus te sê, klim uit die boom uit nie, ek gaan vanaand by jou eet. Ek gaan vanaand by jou oorbly. Jy sien, deur Jesus om op te kyk in die boom en te sê, Saggeus, klim af, ek gaan vanaand by jou eet, het Saggeus se lewe omgekeer. Kan ek vandag vir jou vra? Hoeveel keer het daai stemmetjie binne in jou gesê, ek wil 'n verhouding met jou hê? Hoeveel keer? Hoeveel keer het daai stemmetjie vir jou gesê, moenie dit doen nie. Moenie so maak nie. Jy sien, want die Here kyk uit vir my en jou. Gister toe die manne ry daar op Kroonstad Lauret, jy's nou die enigste dame wat saam met Spyker hier is, jy weet daai. Ek dink is Keith wat gesê het, ons gaan nie so vinnig terugry nie. You said it, Keith. Ons gaan dit rustig vat. Can I ask you, why did you say that? I was there. Ek dink nie daar, can I be honest with you? I think there was a voice inside of you saying, kom ons vat dit net rustig. Hoekom moet ons, you had a function, but you still said, now I'm not going to ask, ek gaan julle nie vra die spoed wat julle gery het nie, daai, but there was a voice saying to you, vat dit net rustig. En ek neem aan, julle het dit rustig gevat. Jy sien, daai stemmetjie wat my boetie en my sussie, daai stemmetjie praat, you need to listen. You need to listen. Ek wil graag afsluit met die volgende. Julle sien, Jesus se besoek aan Saggeus se huis, wys vir ons dat dit nie gaan oor wat se beroep jy het nie. Dit gaan ook nie oor jou verlede nie. As ek my hele verlede voor julle uitpak vandag, en hulle sê, nee, ek wil nie meer kom luister na jou wat op hierdie preekstoel staan nie. Ek het nie baie goeie verlede nie. Ek het goeie ouers, but I was not disciplined, ek het nie geluister na hulle nie. Ek het aangejaag. Groot aangejaag. Groot. Jy sien, maar God het my nog steeds so lief gehad, dat Jesus aan 'n kruis gesterf het vir my. Ek het ook hier geskryf, dit gaan nie oor wat mense sê van jou nie. You know what is important? You know what is important is what God thinks of you. And God loves each and every one of you so much that Jesus died on the cross. Jy sien, dit gaan daaroor dat Jesus nie Saggeus gesien het soos die wêreld hom gesien het nie, maar soos wie Jesus hom gesien het. En soos Jesus geweet het wie hy kon word. Jy sien, Jesus het Saggeus se potensiaal raak gesien en nie sy probleme nie. My boetie en sussie, Jesus sien nie jou tekortkominge of wie mense sê jy is raak nie. Jesus sien die potensiaal in elke een van ons raak.
In each and every one of us, there is potential. Ek en jy moet net besluit of ek en jy Jesus gaan aanneem as saligmaker en verlosser. Each and every one of us, there is potential. En ek het hier geskryf, en ek wil hê jou ore moet dit hoor. Elke een van julle wat vandag hier sit, wat na hierdie woord luister, wat na hierdie woord kyk op YouTube, op Facebook, of wat die WhatsApp gaan luister, hoor hierdie woorde. Jesus weet dat elke een van julle 'n verskil in iemand anders se lewe kan maak. Elke een van julle het die potensiaal om 'n verskil in iemand anders se lewe kan maak. Jy sien, al is dit net daai Saggeus klim uit die boom uit, waar ek en jy stap, die boemelaar of die persoon wat daar so lê, en jy stap verby en jy sê, goeiemôre, Jesus seën jou. God bless you. Net 'n goeiemôre. Net dit. Johan, net 'n handdruk. Goeiemôre, hoe gaan dit? That's it. Persoon in die oë te kyk. That is all. Ons gaan nou saam nagmaal gebruik. My gebed vir elkeen van julle is, to celebrate the Lord. We need to come this morning, en ons moet vir die Here vra, Here, of eerstens, Here, dankie dat U my geseën het met 'n nuwe dag. Dankie dat ek vandag 'n verjaarsdag het. Nie die datum nie, dankie dat ek 'n verjaarsdag het. Dankie dat ek leef. Die volgende een. Here, wys aan my kom ek hou eers daarso. If you've got the guts, kan ek dit sê, if you've got the guts, vra vandag die Here, Here, wys aan my 'n persoon vir wie ek 'n verskil kan maak namens U. Show me a person. Vir julle jong dames, miskien is dit daar 'n vriendin of 'n persoon by die skool wat 'n bietjie nasty is met julle. Jy sê, man, dis hoekom ek gesê het, if you got the guts, dan kan ek vir jou sê, die Here gaan nie vir jou beste maatjie gee om te sê, nee, gaan deel met daardie persoon die woord en sê, hoe gaan dit, die Here is lief vir jou nie. You're gonna get the person that you don't usually talk to. You're gonna get it. Jy kan na daardie persoon toe gaan en sê, al wat jy sê, Jesus het jou lief. That's all. Kom ons maak dit maklik. Jesus loves you. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Het julle die guts? Jo, nie een hand nie. It is difficult. But you see, by celebrating the Lord, we need to give over to those that don't know Him, that we have. We need to do it. Jy sien, toe ek nie die Here gedien het nie, en ek sien daai mense het ek gesê, ja, op 'n stadium, ek wil hê wat daardie persoon het. Ek wil hê wat daardie persoon het, want daardie persoon het 90% van die tyd, is daardie persoon straal uit. You can see that person is celebrating. What is he celebrating? Who is he? He's celebrating the Lord. Jy sien dat dit ons 'n verskil sal maak. En daardie persoon sal omdraai, soos wat Saggeus omgedraai het en gesê, daar waar ek fout gemaak het, ek gee die helfte terug. As ek te veel gevat het, gee ek dit 4 keer terug. Each one of you has the potential to do that. Kom ons gaan hierdie week uit, en ons gaan maak 'n verskil vir Jesus. En ek en jy kom in 'n lewende verhouding met God, and we start embracing the enjoyment of being a child of God. Amen. Ons gaan saam nagmaal gebruik. Ek wil graag die skrifgedeelte lees in 1 Korintiërs 11
Want vers 23 sê dit, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. My boetie en my sissa, elke keer, of kom ek stel dit so, Jesus het vir elke een van ons gesterf. Ek en jy het daardie keuse gemaak om 'n pad saam met hom te stap. Daardie persoon wat jy gaan vra wie die Here aan jou moet wys, wie jy moet sê, God loves you, Jesus loves you. Miskien ken daardie persoon nie die Here nie. You are going to bring that person to the Lord. Jy gaan daardie persoon se lewe omkeer. En dit sal jou toegereken word. En elke persoon wat daardie persoon na die Here toe bring, word jou ook toegereken. So you're not only saving one person, you're saving one person, but if that person talks to another, 1 word 2, 2 word 4, 4 word 8, 8 word 16. At the end of the day, look what you can do to change the world, to celebrate our Lord Jesus Christ. Kom ons lei die oor. Here, ek kom vandag na U toe en vra, Here, waar ons saam gaan nagmaal gebruik en na hierdie woord, Here, eerstens wil ek verskoning vra. Lord, that we don't celebrate You each and every day. Here, dat ons dit van selfsprekend aanvaar, al die blessings. Here, maar die belangrikste blessing is dat U elke een van ons nog 'n dag gegee het. My gebed is ook met die nagmaal waar ons gaan vra, Here, wys ons 'n persoon. Wys ons 'n persoon waar ons net kan sê, Jesus loves you. En as dit so ver gaan, Here, laat ons daardie persoon na U toe kan lei. Dat U met ons sal wees, Here, laat Lord, that we can celebrate You. And that we can turn this world around, the country around, the town that we are living in, ons woonbuurt, laat ons dit kan omdraai, Here, na U toe. Lord, because without You, we are absolutely nothing. Help ons, wees met ons. Here, gee ons die krag en die nodige wysheid en insig om dit te doen. Ek vra dit en ek dank U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons saam nagmaal gebruik.